Kan jy sien? Moet jy nader skuif? Is jy reg? Kan jy sien? Ja. Ok, wat het ons hier? Goed, wat is die eerste reël wanneer 'n mens met onbekendes werk? Dis klaar in X. Ja, maar ons het nou daar het ons 'n 3x en daar het ons 'n x. Wat pla jy? Ons het hier 'n 3x plus 3 is gelyk aan 'n 15 minus x, né? Ja. Wat wil mens altyd hê wanneer jy met onbekendes werk? X is altyd aan een kant. Ek wil altyd die x aan die een kant hê, mooi. Nou goed. Nou het ek hier 'n minus x en onthou jy die vorige vraag het gevra van die optellingsinverse. Ek wil nie hierdie minus x hier hê nie. Dis 'n minus x hier. Ja. Ek wil hom nie hierdie kant hê nie. Ek wil hom aan Ander kant. daai kant hê. Dis 15. Dis Maar- 4x. Nee, wag nou net so 'n bietjie. Jy's reg, dit is 4x, maar ek wil hoekom en hoe kom ons by daai 4x uit? Daarin die ander kant is raak hy plus. Nee, maar wag, daar's 'n belangriker ding, die optellingsinverse. Ek kan nie net hom wegtoer nie of na die ander kant toe toer nie. Ek moet die optellings in. Ek wil hier plus 0 hê. Ek wil nie meer ek wil hier 'n 0 hê. Ek wil nie minus x hier hê nie, ek wil hier 'n 0 hê. Wat moet ek bytel by minus x om 0 te kry? No? OK, kom ek vra vir jou so, wat moet ek by minus 1 tel om 0 te kry? Nou 1 1. So wat moet ek by minus x tel om plus x. plus x? Nou sit ek hier 'n plus x by, nê. Nee. Nou word daai ding word mos nou 0. Maar die reël van vergelykings sê wat links gebeur moet regs gebeur. Wat regs gebeur moet links gebeur. Wat regs gebeur, so jy mag nie net daai kant 'n plus x bysit nie. Ek moet dit ook aan die ander kant doen. So wat gebeur nou hier? Nou gaan ek sê 3x plus x plus 3 is gelyk aan 15, nê? Nee. Nou wat het ek hier? Wat kan ek nou hier doen? 3x plus x is 4x plus 3 is gelyk aan 15. OK, maar nou pla iets my nou nog steeds. Wat pla my in hierdie prentjie? Wat pla my daar? Daai 3. Ja. Ek wil die x alleen aan die linkerkant kry. Nou wat moet ek by ek wil hier minus 3. Jy doen in die links moet jy in regs. Ek doen die optellingsinverse aan die kant, dan doen ek dieselfde aan daai kant. Nou kry ek 4x is gelyk aan wat? 13. Nee, 12. 12. Goed. Nou het ek hier 'n 4x is gelyk aan 12. Wat beteken daai 4x eintlik? Maar Dit beteken, ja? 4 maal x. Dit beteken 4 maal x. Dit beteken 4 maal x is gelyk aan 12. Ek wil nie hierdie 4 hier hê nie. Ek wil hom weg hê. Minus 4. Nie minus nie. Wat is die inverse van maal? Gedeel deur 2. Nie gedeel deur 2 Gedeel nie. deur 4. As ek met 4 maal, is die inverse gedeel deur 4. Die inverse van maal is 4. deel. 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 So hier staan 4 maal x. Nou wil ek hierdie 4x, hierdie 4 maal x, nou gaan ek hom deel met 4. Net met 4, né? Deel met 4. En wat ek links doen, moet ek regs doen. So ek het nou 12 gedeel deur 4. Want jy weet mos nou daai streep beteken deel, nê? Nou wat gebeur? Daai twee kanselleer uit. Nou wat bly oor aan die linkerkant? X. En wat is dit? 3. Dit is 3. 3. Kom ons gaan net gou oor wat is die belangrike dinge wat ons moet onthou? Ons wil nooit hê dat ons gemengde terme aan 'n kant het nie. Ons wil
al ons onbekendes wil ons alleen aan die linkerkant hê, gewoonlik die linkerkant. Dit kan aan die regterkant ook wees, maar ons werk gewoonlik met die linkerkant. Al die onbekendes, dis nou die goed wat ekse en goed wat jy nie weet nie by het, moet alleen aan die linkerkant wees. OK. Dan gebruik ons die inverse. Dit is die teenoorgestelde. Wat is die teenoorgestelde van plus? Minus. Wat is die teenoorgestelde van minus? Plus. Kom ons vat nou, net vir oefening, vat ons hierdie selfe som, maar ons maak hom so 'n bietjie anders. In plaas van dat ek vir jou sê, 3x plus 3, gaan ek sê 3x minus 3 is gelyk aan 15 plus x. OK, daar het ek nou vir jou 'n nuwe som gegee. OK, praat my deur en beduie vir my, wat gaan ons doen? Jy wil nie die x en... Waar is my pense doppie? Dankie. Jy wil hom alleen die 15 nie. Yes. Minus x. Ek gaan sê minus x. Dan gaan ek dit hierdie kant ook doen, né? Dan gaan ek sê 3x minus x. Want daai minus x wat ek daai kant gesit het ek jou gekrap. Ek's vreeslik jammer. Goed. Steek met die pen met my Erger is gelyk aan 15. So, want daai twee is mos nou, daai is nou weg. Nou, wat gaan ek nou doen? Daai minus daai is 2x. Dis 2x. So ek nou het ek 2x minus 3 is gelyk aan 15. En nou? Minus 2. Jy wil die x alleen hê. Maar daar's nog iets wat jy eers moet doen. Ek wil eers plus 3. Dis reg. Ek gaan eers daai een. So ek gaan hierso sê plus 3 en dan gaan ek sê daar plus 3, né? OK. En dan word daai mos nou 0 en wat kry ek dan hierdie kant? 18. En nou hier staan minus 2. Hoekom wil jy minus? Wat staan hier eintlik? 2x. Daar staan 2 maal x. Daar staan 2 gedeel. Daar staan 2 maal x. Ek wil nie daai 2 maal by hê nie. Om hom weg te kry, moet ek deel met 2. So nou het ek 2x gedeel deur 2 en wat ek links doen, moet ek regs doen. Dan kry ek dit. En wat is 2x gedeel deur 2? X. En wat is 18 gedeel deur 2? 9. Daar sy. Wat moet jy onthou? Kom ons gaan praat net vinnig weer deur. Wat is die belangrike goed wat jy moet onthou? Jy wil die x onbekende, want hy's nie altyd x nie. Partykeer is hy k of l of y of a of wat ook al. Jy wil die onbekende uithaal. Alleen aan die linkerkant hê. Aan die linkerkant. Yes. En dan soek ek vir plusse of minusse. As daar 'n plus is, dan moet ek hier 'n minus x bysit. Vir daai minus x om hom weg te kry, moet ek daar 'n plus bysit. En dan die groot en belangrike reël wat ek links doen, moet ek regs doen. Wat ek regs doen, moet ek links doen. Net soos met breuke, wat ek bo doen, moet ek onder doen, wat ek onder doen, moet ek bo doen. En as ek 'n maal onthou, daai wiskunde is funny, daar staan 2 maal x. En die inverse van maal is deel. Hoe's daai? Ek gaan nie